As jy jou Bybel vanmôre by jou het, kan jy vir my oopmaak daar, so ons gaan vanmôre baie lees. Baie lekker lees. Ons lees ons Bybel in die join. Ons is nie lui om Bybel te lees nie. Jy kan vir my oopmaak daar in Eksodus hoofstuk 17. In Eksodus hoofstuk 17 en dan kan jy ook vir my oopmaak in Numeri 20. Vereers. Eksodus 17 en Numeri 20. Nou kom ek hier vanmôre met ons 'n gedagte deel en ek bid regtig dat vanmôre se woord vir jou iets sal beteken en vir jou ook 'n bietjie 'n dieper insig sal gee van die woord. Dis nie net 'n teaching vanmôre nie, maar dit is eintlik 'n bietjie ook 'n vraag wat ons onsself moet afvra en ook om ons 'n bietjie selfondersoek te doen en ook om onsself te ondersoek of is ons dalk besig om dieselfde ding te doen as wat hulle gedoen het nie. En ja, so ek bid vanmôre dat die Gees van die Here tot jou hart sal spreek. Ek wil 'n bietjie met ons gesels oor die rots, toe die water uit die rots uitgekom het. Nou ek wil eintlik vanmôre met ons praat oor hierdie gedagte: spreek of slaan jy die rots? Spreek of slaan jy die rots? Nou, daar was 2 gevalle gewees waar daar water uit die rots uitgekom het, wat julle almal mee vertroud is, maar ek wil hê ons moet dit gaan lees, want daar is tog 'n dieper boodskap in dit. En ons gaan eers daarso optel in Eksodus hoofstuk 17. Nou Israel kry nou hierdie gedagte, hulle word uit Egipte land uit verlos deur die Here en hulle word in die woestyn ingelei en daar bevind hulle op 'n plek wat dor en droog is. Nou, ek gaan vir julle sê, ek was nou onlangs in daai Sinai woestyn en dit is, ek het altyd gesê en ek het altyd die woorde gehad van, ons spreek baie male om te wil, hoe kan ek sê, om te wil sê, hulle was ongehoorsaam, hulle het gemurmureer, hulle het gekla en al die goeders. Maar die dag toe ons daar in die Sinai woestyn staan en ons staan daar op die berg Sinai, toe dink ek so op myself, ek verstaan hoekom hulle gemurmureer het. Ek sou teen en ook, as ons moet eerlik wees. Ek sê, baie keer kry jy 'n ander perspektief as jy eers aan 'n ander ou se skoene gestap het. Want as jy gesien het, daai woestyn is groot. Hy is nie klein nie. Dis 'n huge woestyn. Hy's groot. Dis groot is nie eens 'n beskrywing nie. En daar's niks, daar's nie water hier, dis dor, dis verlate, dis wildernis. Ja, God het vir hulle deur die dag gelei met 'n wolkkolom en ek kan vandag net sê, daai was 'n groot wonderwerk van die Here, want die son is nogal woes daar. Ek meen, ons was daar basically in wintertyd en ons laat ons om so 36 grade. Nou, hoe kan jy vir jouself dink as jy hom vang in die somer, het hulle gesê, word dit tot 65. So, en dan daar's nie beskutting nie, daar's nie bome nie, ek sal 'n bietjie vir julle foto's plaas van en sê julle, kan julle sien, lyk dit. Maar in elk geval, en ons was daar gewees by die plek met die brandende bos en al die dinge. Maar in elk geval, ek kan verstaan hoekom hulle so gemurmureer het. Want dis warm, dis dors. En daar's niks, waar kry jy water in die middel van die woestyn? Maar ek wil hê ons moet optel, daar in Eksodus hoofstuk 17. Nou Israel is baie dors, hulle is daar in die woestyn, en hulle murmureer. En Moses gaan roep toe die Here aan. Nou ons gaan also optel Eksodus 17 vanaf vers 1, en ons gaan also lees tot en met vers 7. Eksodus 17 vers 1 tot 7. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel, volgens die bevel van die Here, van plek tot plek uit die woestyn sin getrek en laar opgeslaan in Rafidim, en daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Nou ek meen, kom stop het gou daar. Dink gou vir jouself, daar's nie 'n Engine Quick Shop, of 'n Ultra City, of 'n BP Garage, of iets daar naby nie. Daar's nie gou 'n Quick Spar, of 'n kafeetjie ergens,
of wat hulle gou vir hulle Coke Zero kan koop, of 'n Sprite, of 'n Fanta, of 'n bottel water, of 'n... Daar's niks, hulle kom uit die woestyn uit, hulle het niks, hulle het nie refrigeration nie, hulle het nie koelerboxe nie, hulle is nie georganiseer soos ons vandag nie. Nou, sien nou hulle punt, Moses lei hulle nou hier in die woestyn in. En nou is daar nie water om te drink nie, nou kan hulle by 'n plek, en hulle is van, maar ons het nie water nie. En wat is nou die houding wat hulle het? Nou Moses, jy het ons nou hiernatoe gebring, gee jyne vir ons water. En kom ons wees nou maar eerlik, ons as mense is baie male ook so. Jy sou dieselfde gedoen het as jy in hulle posisie was. Inteendeel. Toe is die volk, vers 2, met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Nou, ek wil hê jy moet nou oplet wat hulle sê. Die volk sê vir Moses, hou dit in gedagte, gee julle vir ons water om te drink. Ok, punt nommer 1. Maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water. Was jy al so dors dat jy gesmag het na water? Kan jy vir jouself dink hoe dors hulle regtig was? En die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het jy ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee te laat van die dors te laat omkom? Toe het Moses die Here aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my. En die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam. En neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel, in die plek Massa en Meriba genoem, vanweer die twis van die kinders van Israel, omdat hulle die Here versoek het, deur te sê, is die Here in ons midde of nie? So hier slaat Moses toe nou die rots. Hy, net soos wat die Here gesê, die Here sê vir hom, Moses, ok, vat die staf in jou hand. Nou, ek wil net gou met onthou, daar het baie dinge met die staf gebeur. In Egipteland, wat het Moses alles met die staf gedoen? Hy het hom gegooi en hy het 'n slang geword en weer vice versa. Hy het met die staf op die Rooi See geslaan, toe hulle by die Rooi See gestaan het, die see het oopgegaan. Ok, so het daar baie dinge gebeur met die staf van Moses. Basically, as jy gaan kyk, selfs met die bloed, die water en bloed, wat verander het, die staf van Moses, so, God het die staf van Moses gebruik heeltyd om ook 'n oordeel oor Egipte te bring, en hulle te straf. Ok, so, die staf van Moses se hand, hy gebruik hom en hy slaan die rots, so wat God gesê het, en water vloei toe nou daar uit die rots uit, en hulle drink hulle self versadig, daar is genoeg. En as ons kyk net na daai betekenis, dis eenvoudig. Op God gee vir Moses se opdrag, slaan die rots. En wat moes Moses doen? Hy het hom gehoorsaam, hy moes hom gehoorsaam wees, en hy het in gehoorsaamheid gegaan, en die rots geslaan. Nou, dit was nie vir Moses baie moeilik gewees, om toe die Here van sê, vat die staf in jou hand, waarmee jy die Nyl geslaan het, en slaan die rots nie. Want Moses het voorheen gesien wat die Here alles met die staf gedoen het. So hy het dit opgetree in gehoorsaamheid, nie in geloof nie, let daar wel op, in gehoorsaamheid. Hy het nie geloof nodig gehad om te weet die Here gaan iets doen met die staf nie. Maak dit sin wat ek probeer sê. So, God beveel Moses, slaan die rots. En hy tree op in gehoorsaamheid. En, so wat ek gesê, die staf was 'n beeld van God se oordeel oor Egipteland. So die eerste keer wat hy moes gedoen het met die staf, hy moes die rots geslaan het. Ok, julle kry daai prentjie. En die water het uitgekom, hulle het gedrink, hulle het versadig geraak. Goed. Nou kry ons 'n tweede geval. En nou blaai saam met daar in Numeri 20 toe. Nou kom ons by die tweede rots. En jare later, dis so 'n hele paar jaar later, kom die volk weer by 'n gedeelte in die woestyn, en hulle staan weer voor 'n rots. En hulle is weer eens dors. Maar hierdie keer gebeur daar 'n bietjie iets anderste. Hierdie keer is daar 'n ander opdrag van die Here, want eintlik met hierdie opdrag
wil ek eintlik sê, verander God die opdrag eintlik op 'n baie dramatiese wyse. Die opdrag verskil totaal en al van die eerste opdrag. Numeri 20, en ons lees daarso vanaf vers 1 tot en met vers 13. Numeri 20 vanaf vers 1 tot en met vers 13. En toe die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn Sin kom, in die eerste maand, het die volk in Kades gebly, en Miriam het daar gesterwe en is daar begrawe. En daar was geen water vir die vergadering nie. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom. En die volk het met Moses getwis, en hulle het gespreek en gesê, ag, het ons tog maar gesterwe toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons in ons vee daar sou sterwe? En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan of van vye of van wingerdstokke of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Nou let nou op wat gebeur nou hierso. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg na die ingang van die tent van samekoms. En hulle het op hulle aangesig geval, toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. En die Here het met Moses gespreek en gesê, kyk hierso, neem die staf en laat die vergadering byeenkom. Jy en jou broer Aaron. Maar kyk dan wat sê hy nou vir hom. En spreek julle die rots aan voor hulle oë. So hy sê, vat die staf, maar spreek die rots aan. Laat hulle die staf sien, maar spreek die rots aan, voor hulle oë. Dan sal hy sy water gee. Basically, God wou hulle iets hierso wys. God het twee dinge hier gedoen wat hy vir hulle wou gewys het. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering in hulle vee laat drink. Kyk wat doen Moses toe nou. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom. En kyk, en hy het vir hulle gesê, hoor tog julle wederstrewiges, hoor wat sê Moses vir hulle? Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Wat het by die eerste keer gebeur? Die volk kom na hom toe en sê, gee julle vir ons water. Nou kom Moses, uit sy frustrasie en uit sy arrogansie en uit sy, God sê, spreek met die rots. Vat jou staf, maar praat met die rots. Nou kom Moses vir die volk, moet ons vir julle water gee. So hy gaan sê, hy sê, hoor tog julle wederstrewiges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. Hy het hom 2 maal geslaan, want hy was nou moeg en keelvol vir hierdie volk. En daar het baie water uitgekom, so die vergadering gedrink het in hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie. Daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. Dit is die waters van Meriba, waar die kinders van Israel met die Here getwis het, en hy hom onder hulle as heilige laat ken het. So, omdat Moses, God gee van my opdrag, spreek met die rots. Vat jou staf, praat met die rots. Daarvoor hy sal water laat uitkom. Moses kom en sê vir hulle, moet ons vir julle water gee, en hy vat hy staf en hy sla die rots 2 keer. En as gevolg daarvan sê die Here vir hom, Moses, jy het eintlik die hele beeld wat ek wil wys aan die volk, het jy nou verongeluk. En omdat jy dit gedoen het, jy sal nie die beloofde land ingaan nie. Hy sê vir hom, spreek, moenie slaan nie. Hy sê vir hom, weer eens, moenie geweld gebruik nie. Spreek 'n woord. Maar Moses, 10 en ek sê, ons vol frustrasie, en ek dink, hy moes al baie frustreerd gewees het met hierdie volk, en hy is moeg vir hulle nonsens, hy is vol opgeboude emosie en irritasie en frustrasie, en uit sy eie arrogansie uit,
moet ons vir julle water gee. Hy, wat sê hy? Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat voortkom. Hy sê eintlik vir julle, ek haal God nou uit die prentjie uit. Hy praat asof die krag uit homself uitkom. En hy slaan die rots 2 keer. En Moses verbreek eintlik die simboliek wat God wou plant by die volk. Want alles in die Bybel het betekenis. Alles in die Ou Testament is 'n refleksie van wat in die Nuwe Testament sou gebeur. En alles in die Ou Testament dui op een persoon, Jesus Christus. En wat Moses daar gedoen het, deur die rots 2 keer te geslaan het, is hy die beeld wat God vir hulle wou leer, het hy eintlik afgebreek. Want hy slaan wanneer God gesê het, spreek. Nou wat was die gevolg daarvan? Daai ernstige oordeel in vers 12 wat hy sê, toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie. Daarom sal julle hierdie vergadering in die land nie inbring wat ek aan hulle gegee het nie. So God sê vir Moses, jy gaan nie die beloofde land ingaan nie jy of Aaron nie. Nou is baie belangrik, nie jy of Aaron nie. Nou net so interessant het, wie het toe die volk toe in die beloofde land ingelei? Joshua, onthou dit nou, né? So Moses en Aaron het hy gesê, maar God het wel vir Moses toegelaat, hy gesê, jy kan wel die beloofde land sien, voordat jy sterf. Jy gaan die beloofde land sien, maar jy gaan dit nie ingaan nie. En God maak dit baie duidelik, Moses se daad het die beeld verwring. Hy het 'n altaar eintlik gemaak van sy eie frustrasie, en hy het God se naam uitgeskuif, en homself eintlik in die middel gesit. En as ons gaan kyk na die beeld van Moses, as ons kyk reg in die Bybel, waar Moses van gepraat word, veral in die Nuwe Testament, verwys hy na die wet. Hy wys dat Moses was die draer van die wet. En omdat hy die draer ook van die wet was, mag hy en daai volk, daai wat so gemurmureer het, later van tyd, mag hulle nie die beloofde land ingegaan het nie. Because the law cannot give you the promised land. Nou kyk ons bietjie, wat was die beeld wat God eintlik wou gewys het? Ons skryf gou 'n bietjie die beeld na Jesus toe, in die Nuwe Testament. So gesê, in die Ou Testament was dit die wet gewees. In die Ou Testament wys altyd na die Nuwe Testament. Nou wil ek met van ooppak daai 1 Korintiërs hoofstuk 10. God het met hierdie 2 rotsgebeure eintlik 'n profetiese toneel geskep vir ons. Hy het eintlik vir ons 'n profetiese beeld gewys wat sy reddingsplan was vir die mense. Maar ek het dus 'n stukkie van dit bietjie nou al vir jou gegee, wat ek vir jou gesê het, the law cannot inherit the promised land. Die wet kan nie die beloofde land beerf nie. Nou die eerste rots was 'n profesie gewees. Die eerste rots wat Moses moes geslaan het met die staf, was 'n profesie of 'n vooruitskouing gewees van die kruis van Jesus. 1 Korintiërs hoofstuk 10, ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot en met vers 6. 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 6. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see en almal dieselfde geestelike spys geëet het en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. Die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. So, hier sê die woord vir ons duidelik, dat die beeld wat gebeur het met Israel in die woestyn, alles van hulle uittog deur die Rooi See, alles wat gebeur het was voorbeelde vir ons. En hy sê, julle het gedrink uit 'n geestelike rots. Die rots is Jesus.
Jy sien, kan jy onthou toe Jesus in die Bybel sê vir ons al in Matteus 16 toe hy in die areas van Caesarea Philippi kom, waar hy vir hulle gevra het, wie sê die mense is ek? En hulle sê, hy is die seun van die mens. En hy vra vir hulle, maar wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die seun van die lewende God. En hy sê, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Hy sê, ek sê jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. So basically, die evangelie, Jesus Christus, sy volbringde werk aan die kruis. Dis ons fondasie. Ons lees baie male van die rots, wat hy sê, bou jou huis op die rots. Wat's die rots? Die fondasie, die evangelie. Né? So die rots wat eerstens geslaan het, was profeties gewees van die kruisiging van Jesus. Want hy word die eerste keer geslaan. Wat was die staf gewees? Sy doel was 'n oordeel gewees oor Egipte. En net so het God die kruis gebruik om Christus te slaan. Hy het die rots geslaan, sodat die rots gebreek het. Sodat die rots oopgegaan het. En die kruis van Jesus het die oordeel van God gedra en gevat en betaal. Sodat ek en jy kan lewe. Sodat ek en jy die ewige lewe kan hê, dat ek en jy, want Jesus het gesê, want hy by die vrou by die put, wat hy vir haar gesê het, toe sy wie hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die lewende water drink wat ek hom sal gee, sal nooit weer dors kry nie. Hoekom het hy nou dit verwys? Because he was the rock. Hy was die rots wat geslaan word, vir my en vir jou. En daai eerste beeld was 'n beeld gewees van sy kruisiging. Jesaja 53, nou, gaan ons kan ons maar saam lees as jy wil, maar Jesaja 53, vanaf vers 3 tot en met vers 10 sê die woord van die Here vir ons, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape en ons elkeen het sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, het hy sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die straf gerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewenis. Terwille van die oortredinge van my volk, was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Jy sien, die staf van God tref Jesus. Egipte was 'n beeld gewees van alles wat verkeerd was, van sonde, van afgoderry. As jy gaan kyk na die 10 plaae, was dit gode gewees wat hulle aanbid het, en waar God basies sy almal gewys het oor elke afgod wat in Egipte was. En dit is die farao wat in die Rooi See verdrink was. Net kyk 'n bietjie na die beeld in die Bybel, net vir interessant wil ek julle gou iets teach. Dis 'n bietjie van die punt af. Maar ons kry die farao wat hulle geagtervolg het, en hulle het deur die Rooi See gegaan. Die see was oopgekloof en hulle het deurgegaan. Jy sien, die Rooi See wat vir my en vir jou oopgekloof was Christus se liggaam wat vir my en vir jou gebreek is, sy bloed, wat vir my en vir jou die deurweg is tot die ewige lewe, tot die beloofde land. Maar toe die farao kom, wat het gebeur? Die Rooi See het hom toegemaak, hom en sy manskappe. Jy sien, Jesus se bloed het die sonde weggewas, skoongemaak. En wat interessant is, as ons gaan kyk aan die heel einde,
met die slag van Armageddon. Nou ek het nog nooit hieroor regtig gepreek nie. Maar ek het 'n videoetjie gemaak op die Olyfberg. Ek sal dit nog 'n bietjie post op Facebook en op WhatsApp dat ek hieroor gepraat het. Die slag van Armageddon gebeur in 2 fases. Die eerste fase is wanneer Jesus gaan terugkom in die wit perd. En dan op die vlakte van Megiddo waar hy dan die oorlog gaan voer teen die nasies, die weermagte van die anti-kris en die magte van die anti-kris, né? Maar dan is daar 'n tweede fase waar hy sê sy voete sal daardie dag staan op die Olyfberg. Nou waar is die Olyfberg? Dis nie daar by Megiddo nie, dis in Jerusalem. Sy voete sal staan op die Olyfberg. Daai berg sal in 2 gesplyt word. En dan sal daai berg gelyk gemaak word, daai kloof sal gelyk gemaak word. Nou wat 'n kloof is dit? Hy sê dan sal hy die parskyp trap in sy grimmigheid in die dal van Josafat. Wat is die dal van Josafat? Dis die Kidronvallei. Die Kidronvallei loop reg voor, is tussen die Olyfberg en die Tempelberg. So die Olyfberg gaan daai vallei, gaan hy basies gelyk maak, maar hy sê hy gaan die parskyp trap in sy grimmigheid in die dal van Josafat. En dan sê hy, en die bloed sal vloei tot by die perde se stange, 200 myl ver. Nou wat baie interessant is, die Kidronvallei, wat voor Jerusalem loop in tot by die Dooie See. Nou van die Dooie See af, die Dooie See het nie uitvloei nie, maar die Dooie See is besig om op te droog. En van die Dooie See af, as hy van die Kidronvallei af regdeur loop tot in die Dooie See, en van die Dooie See af, loop hy onder die volgende see waarmee hy konnekteer, is die Rooi See. En die bloed gaan vloei 200 myl ver, is presies 200 myl. Van daar af tot in die Rooi See. Kyk gou 'n bietjie die Farao en sy manskappe. Hulle is verdrink, die sonde, die ongeregtigheid, die vyande van God se volk is verdrink in die Rooi See. Die parskyp sal getrap word in die dal van Josafat en die bloed sal vloei tot in die Rooi See. God se woord is nie deur 'n mens bymekaar gesit nie. Alles in die Bybel het betekenis. Nou net so kom hy hierby waar hy sê God se staf het hom getref. Hy het die rots geslaan. God het die rots gekloof sodat water kon uitkom. Uit hom uit het lewende water gevloei. Hoor gou, maak gou vir jou Bybel oop in Johannes 19. Gaan gou dit vir jou wys. Johannes 19. So die staf van God, die oordeel van God tref Jesus aan die kruis. God se oordeel vir die sonde, vir die ongeregtigheid. Ek en jy was deur Moses uitgelei in 'n woestyn in. Hoor gou mooi, Moses is 'n refleksie van die wet. Van die wetstelsel, van die offerstelsel, van al daai dinge. Ek en jy is in 'n woestyn ingelei, waar ons dors word. Weet jy wat, die wet het nie mag om lewend te maak nie. Die wet se design was om jou dood te maak, want hoe meer jy dit try doen, hoe meer gaan jy sterf. Jy kan nie die wet onderhou nie. Jy kan nie, die wet kan nie vir jou lewe gee nie, want die wet se ontwerp was nie om lewe te gee nie. Die wet was om jou in 'n woestyn in te vat, om vir jou te wys dat jy in 'n wildernis is. Want elkeen van ons het gesondig, en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Omdat ons gesondig het, omdat ons die wet breek, omdat ons gesondig het, eindig ek en jy in 'n geestelike woestyn. Ons eindig in 'n dorsland, waar ons roep en smag, waar God se heerlikheid nie is nie, want God se heerlikheid is nie in sonde nie. En daarom kan ek en jy met dors roep en sê, ons het dors, ons is in die woestyn, because the more I try, the more I die. Ek gaan vir jou nou sê, jy kan nie eers een wet onderhou nie. Jy kan nie uit jouself uit probeer goed wees nie. Want daar is niks goeds in die mens nie. Ek en jy is totaal en al afhanklik van God se vergifnis.
Jy sien, ons is in daai droë woestyn waar ons roep, Here, ons het dors. En hy sê vir Moses, vat die staf, slaan die rots. Want die rots betaal vir die dors van Moses. En toe hy daai rots kloof, slaan, het daar water uitgekom. En die volk het gedrink. Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Die rots is geslaan en toe hy spies in sy sy steek, wat kom uit? Bloed en water. En hy wat het gesien het dit getuig en sy getuienis is veragtig en hy weet dat hy die waarheid spreek sodat julle kan glo. Want hierdie ding het gebeur dat die skrif vervul sou word, geen been van ons sal gebreek word nie. En weer sê die ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Toe die rots geslaan is, het die rots gekloof en het water uitgekom. Die bloed wat die sonde betaal het, die wet betaal het. En die water wat my en jou reinig en ons geestelik lewend maak in ons dorpswoestyn. Nou die tweede rots, en nou gaan jy verstaan waarom Moses nie die beloofde land geërf het nie, want ek het al baie keer gevra, dink ek myself, Here, Moses het dit een daad van ongehoorsaamheid in frustrasie 'n rots geslaan en hy het nie die beloofde land gekry. Dis bietjie harsh. Maar ons verstaan nie. En ek hooplik na vandag sal jy verstaan waarom het Moses nie die beloofde land geërf nie. Want hy het gegaan teen God se reddingsplan. Hy het die beeld wat God wou skep, het hy verwring. Die tweede rots wys en dui vir ons na Jesus na die kruis. So hulle is, die tweede rots is die lewe na die kruis. Dis na sy opstanding. Van na Jesus gesterf het, na die oordeel wat oor hom was, word hy nie weer geslaan nie. Hy het 'n offer gebring vir die sonde eenmaal. Hy gaan nie weer terugkom om te kom sterf vir die sonde nie. Hy gaan nie weer geslaan word nie. Hy gaan nie weer gebreek word nie. Hy gaan nie weer oopgekloof word nie. Die merke in sy hande is die bewys hy was oopgekloof. Hy gaan kom om as koning te regeer. Maar die lewe na die kruis is 'n lewe van geloof en vertroue. En daarom sê God vir Moses, vat die staf, maar spreek met die rots. Moses, ek wil nie jy moet vertrou in die staf nie. Ek wil nie jy moet vertrou in wat jy weet ek kan doen nie. Ek wil jy moet in geloof uittree en spreek met die rots. Dat daar lewende water in die rots kan kom. En hulle kan sien, jy het nie die staf nodig om lewe te kry nie. Want jy sal deur die geloof lewe. Wanneer ons wandel nou met Jesus Christus, met God in verhouding, deur geloof. Ons praat met hom. As ons sonde gedoen het, ons praat met hom, ons bely, ons spreek met die rots wat vir ons gekloof is. Ons aanbid hom. Ons stap in verhouding met hom. Die staf het niks daarmee te doen nie. Ons ontvang Jesus deur geloof en in geloof. En daai tweede rots wys vir ons basies dat na die kruis kom verhouding. Daar kom geloof, daar kom 'n wandeling in geloof, daar kom nie 'n oordeel en daar kom genade. Want die eerste een het uit die rots geslaan, dit was oordeel, dit was toorn, dit was
Maar die tweede een kom God en hy gee genade. Spreek met die rots, ek sal jou genade gee. Sonder dat jy enigiets hoef te doen, Moses, sal ek genade gee, ek sal hy rots kloof. Ek sal hy rots oopmaak, want hy was reeds gekloof. Deur genade sal ek vir julle water gee. Jy sien, die wet kom my en jou nie red nie. En Jesus gee vir ons daardie belofte. Hy sê, wie in my glo, strome van lewende water sal in jou binneste vloei. God sê, ek sal vir jou die Heilige Gees gee. Die Heilige Gees sal jou lei. Die wet, Moses, kon jou nie red nie, maar Jesus wel. En God wys dit doelbewus. Dit is hoekom Moses die beloofde land mis. Because he didn't walk in the promise of God, in faith. Jy sien, blaai gou na Galasiërs 3 toe. Net vir interessant, Galasiërs 3. God wys doelbewus. Die wet mis die land. Die ou verbond mis die land. Jesus kom en sê, ek het vir julle 'n Nuwe Testament gebring in my bloed. Weet jy wat is my interessant? Jesus was sy disippels se voete. En hy wil Petrus se voete was. Petrus sê, Here, nee, u sal my voete nooit was nie. En Jesus sê vir hom, as ek jou voete nie was, het jy geen deel aan my nie. Petrus sê, Here, nie my voete nie, sommer my hele lyf. Jesus sê vir hom, hy wie gewas is, nie nodig om weer gewas te word nie. Hy het nie nodig om die voete te was. Ek en jy stap elke dag die paaie van die lewe. Ek en jy, my en jou voete word vuil. Ons het nie nodig om die voete te was. En die lewende water, wanneer ons deur geloof na Jesus Christus toe gaan. Hy wie sy sonde bely, God is getrou en regverdig om te vergewe. Galasiërs 3 vanaf vers 6 tot en met vers 14. Galasiërs 3 vanaf vers 6 tot 14. Net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken. Ek wil gou net daar stop. Kyk die verskil nou. Nou vat God ons terug na Abraham toe. God kom by Abraham en hy sê, Abraham, ek wil vir jou 'n verbond met jou sluit en ek gaan vir jou 'n belofte gee. Daar's twee dinge wat hy vir hom gee, 'n verbond en 'n belofte. En hy sê vir hom basically, die verbond is, dat ek gaan van jou die land Kanaan gee, die beloofde land. Né? En as teken daarvan, die besnydenis en al daai goeders. Maar dan kom die belofte, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en in jou sal al die nasies van die wêreld geseën word. So die seën van God word gegee, nie aan wie nie, nie aan Moses nie. Nie aan die wet nie. Dit word gegee aan Abraham, want Abraham het God vertrou. Toe God vir hom gesê het, vat vir Isak, gaan offer hom, het Abraham in geloof gaan offer. Hy het God vertrou. Net soos Abraham God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. So net soos wat Abraham in God geglo het, om God te vertrou het, dat hy sy belofte sal nakom, so vertrou ek en jy Jesus vandag, dat ons die ewige lewe in hom het. Julle verstaan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Snaaks nog nie kinders van Moses nie, né? En die skrif het vooruitgesien dat God uit die heidene uit die geloof sou regverdig het, vooraf van Abraham die evangelie verkondig het met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is geseën word saam met die gelowige Abraham. Want almal wat uit die werke van die wet is, dis Moses, né? Is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Jy sien, niemand kan deur die wet geregverdig word. Jy kan nie die lewende water kry daaruit nie. Want die rots is juis geslaan om die wet te betaal, sodat jy die lewende water kan ontvang. Maar jy ontvang die lewende water deur geloof. Dan gaan hy verder. Maar die wet is nie uit die geloof nie. Maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word,
Die woestyn het ons losgekoop daaruit, want daar is geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So elkeen wat deur daai hout geslaan word, hy dra die vloek op hom. Die oordeel van God. Sodat die seun van Abraham na die heidene, my en jou kan kom, in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees, die lewende water, die lewende water wat in ons sal wees, deur die geloof kan ontvang. Die geloof spreek met die rots. Praat met die rots wat gekloof is vir jou. Bou verhouding met die rots wat gekloof is vir jou. Dan sal daar lewende water uitkom. Nou wat baie interessant is, wees daar so in Galasiërs, gaan Galasiërs na vers 22 toe. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Maar voordat die geloof gekom het, kyk nou hierso, is ons onder die wet in bewaring gehou. So, hy het hulle, die wet, Moses, het hulle uitgelei uit Egipte uit, in die woestyn in, hulle was in bewaring gehou, ingesluit by die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. So, eerstens, hulle is in die woestyn, hy het hulle in bewaring gehou, dis waar die rots gekloof was, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. God sou vir hulle gewys het, deur geloof sou daar water uit die rots uitkom, en sou hulle geopenbaar geword het, maar wat het Moses gedoen? Hy het dit ontneem van hulle. Nou net vir interessantheid, so Moses het doelbewus hulle oë gesluit, vir die openbaring van die geloof. Hoor julle wat hy sê? Nou gaan dan na in Korintiërs toe, né? 2 Korintiërs, hoofstuk 3. So hoor nou mooi wat gebeur, hy sê, maar die skrif het alles gesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof van Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word, maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. So, basically wat gebeur het was, as ons teruggaan na Moses toe, hoekom Moses die beloofde land gemis het, eerstens is dit alles 'n teebeeld, God wys vir hom, slaan die rots. Want die geloof, want in die tweede een sê God praat met die rots, want God wou vir hulle gewys het, hy wou vir hulle deur geloof dit geopenbaar het, dat hulle water kon kry deur geloof. Nie deur hulle werke van die wet nie. Maar wat doen Moses? Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom? Moet die wet vir julle water uit die rots laat kom? Moet ons eie werke, ons eie pogings vir julle water uit hierdie rots laat kom? En wat doen hy? Hy slaan hy rots 2 maal. 2 keer. 2 keer slaat hy rots. Hoekom? Uit jou eie pogings uitgeneem. Daar het water uitgekom, maar sy eie pogings, maar die water was nie van God af nie. As jy verstaan wat ek bedoel. Nou wat gebeur? Hulle het gedink hulle kry daai lewende water. Nou hy basies die beeld van God wat hy wou geopenbaar het, van die geloof, het hy hulle voorblind gemaak. Dat hulle nie kon sien dat geloof geopenbaar word nie. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 7. Nou, hoor my gou, nou moet jy mooi oplet hierop. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer. Watter letters was op klippe gegraveer? Die wet. So die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer. So hy noem die wet die bediening van die dood. As die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer, basically as die wet in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan. Kan jy sien, dit moes vergaan en Moses moes uit die pad uitkom, dat geloof geopenbaar sou word. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie? Nou wat is die bediening van die Gees? Die Heilige Gees wat geopenbaar geword, lewende water in ons? Hy gaan verder, hy sê, want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, wat 'n bediening veroordeel ons? As jy dit gedoen het, gaan jy sterwe. As jy daai ding die wet. Hy sê as die bediening wat veroordeel die wet heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak oorvloeg in heerlikheid. Wat 'n bediening maak ons regverdig? Jesus Christus, die Heilige Gees. Hy sê, want wat verheerlik was, dis nou die wet, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie vanweë die alles oortreffende heerlikheid. So hy is nie meer verheerlik nie. Want as wat moes vergaan heerlikheid was, veel meer is wat moet bly in heerlikheid. So hy sê,
As dit heerlikheid was, die wet, veel meer is die openbaring wat nou gegee is deur die Heilige Gees wat moet bly. Hy sê terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Want hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe nog bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, is die Torah, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Jy sien, want God wou vir hulle gewys het, die wet kan jou nie red nie, jy wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. En wat is geloof? 'n vaste vertroue. En 'n bewysvinding wat jy nie kan sien, yes. So wat gebeur hierson? Nou gaan terug in Galasiërs 3 toe. Hy sê, voor die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, dis vers 23, Galasiërs 3 vers 23. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit by die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet, kyk hierso, was dis ons tugmeester na Christus toe. Wat het sy staf gedoen die hele tyd? Wat het sy staf gedoen die hele tyd? Hy het oral sy oordeel gebring, geslaan. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe. Sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Jy sien, nou dat die geloof gekom het, nou dat Jesus Christus, die Heilige Gees uitgestort is ons nie meer onder die Ou Testament nie. Hy gaan verder, hy sê, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Kyk hierso, julle almal wat in Christus gedoop is, bedoelende van ons is toegemaak in Christus. Doop is nie 3 druppeltjies op die voorkop hier, dis jy maak hom toe. Jy word begrawe in hom. Kyk by die Rooi See, hulle het deur die Rooi See getrek. Die Rooi See was 'n tipe van dat hulle 'n bewaring gehou was, maar in Christus. Dink 'n bietjie in die Ou Testament, hulle moes hierdie reinigingsbarrens geneem het voordat hulle in die tempel toe gegaan het. Moes eers deur 'n mikwe gegaan het. Hulle eers self gereinig het in die water wat simboliek was. Maar Christus se bloed het ons skoon gewas. Nou gaan hy verder. Hy sê as julle aan Christus behoort, is julle dan die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Nou wag, hoor nou gou. Wil jy want dit nou gaan 'n bietjie 'n bootjie skit. Moses en Aaron. Né? Aaron was die eerste hoëpriester gewees. En as jy teruggaan in die Hebreërs lesings, sal jy onthou die orde van Aaron. En jy teruggaan in die orde van Melchisedek. En jy sien Moses en Aaron het die beloofde land nie gesien nie. Hulle kon nie die beloofde land beerwe nie. Maar wie het hulle ingelei in die beloofde land? Ek het nou daarvan gesê. Joshua. Nou interessant in die Hebreëse taal, Joshua en Yeshua is dieselfde naam. Dieselfde naam. Joshua het hulle in die beloofde land ingelei. Jesus lei ons in die beloofde land in. Dit is 'n interessantheid. Die wet kan jou tot by die grens bring van die beloofde land, maar kan jy nie invat nie. Die wet kan jou sonde uitwys. Die wet kan jou tugtig, die wet kan jou slaan. Maar net Christus bring jou in die beloofde land in. Net in Christus is daar vergifnis van die sonde wat deur die wet geopenbaar is. Net in Christus is daar herstelling tot jou verhouding met God. Net Jesus kan dit doen. Dis hoekom Jesus gesê het, Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur my nie. Dis wat Efesiërs 2 vers 8 en 9 vir ons sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, dit nie in julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit julle werke nie, sodat niemand mag roem nie. Lewende water, die Heilige Gees, kom alleenlik uit verhouding met Christus, wat 'n pad in geloof stap.
Nie uit prestasie of performance of die skep van 'n atmosfeer of uit ons eie pogings nie. Vandag het die kerk 'n plek geword van werke, waar Moses die rots wil slaan. Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat kom. Daar word atmosfeer geskep, daar word begeesterde preke gegee, daar word aangehang, daar word beligting gebring, daar word atmosferiese musiek gespeel, daar word hierdie ding geskep, moet ons vir julle die water bring uit die rots uit. Moses word vandag aangehang, gee jy vir ons water. Weet jy waar gaan jy die water kry? By Jesus. By Jesus Christus. Deur geloof, deur 'n wandeling in geloof met hom. En wat gebeur in die eindtyd? Wat gebeur in die laaste tye? Mense sal liefhebbers van hulle self wees, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense sal mense begin aanhang. Hulle sal van die geloof afvallig word, verleidende geeste, leringe van duiwels aanhang. Hulle sal wegval uit die ware wandeling met die Heilige Gees. Want uit die mens uit kan jy nie lewende water kry nie. Dis vals water wat jy kry wat nie van God afkom nie. Jy word versadig met vals water. Johannes 7 vers 38 en 39 sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Jy sien, hy moes eers geslaan geword het, en gebreek geword het, voordat daar deur die geloof die lewende water uit die rots sou kom. Nou wat is God se boodskap aan Moses en aan my en jou vandag? Eenvoudig, moenie slaan wanneer ek sê spreek nie. Ons water, ons vergifnis, ons voorsiening, ons redding, ons lewe, kom nie uit ons eie pogings uit nie. Baie male soek ons na God op die verkeerde plek. Ons soek na God in ons eie pogings, in ons eie werke, in ons eie doen en late, om te dink ons kan God, basically, ons kan lewende water kry uit ons eie werke uit. Ons kan dit alleenlik ontvang deur die krag van die Heilige Gees, deur Jesus Christus. Hoe slaan ons vandag die rots? En my vraag is dit vanaf vir jou, spreek of slaan jy die rots? Hoe slaan ek en jy vandag die rots? Ons probeer om onsself te red deur ons eie goeie werke, deur godsdienstig te wil wees, deur terug te wil keer na die ou dinge toe, deur ons redding te soek in dinge wat nie van God af is nie, deur goedes aan te hang en mense aan te hang wat nie Heilige Gees gedrewe is nie, deur ons eie pogings, deur ons eie geregtigheid voor te gee. Ek het nou met die laaste Bybelstudie in Hebreërs gepraat van, as ons kyk na Galasiërs ook, waar die valspredikers die mense wat teruggevat het na die wetsysteem toe. Vandag se tyd is daar soveel wat dink, hulle dien die Here, maar hulle wandel nie in geloof nie. Want hulle is besig hulle is besig met Moses. As ons kyk in godsdiens vandag, mense dink deur godsdiens sal hulle gered word. Deur kerk toe gaan. Jy kan in die kerk sit, dit maak jou nie 'n kind van die Here nie, man. Met 'n grasie slaap maak jou nie 'n kar nie. Jy kan handjies klap tot jy blou is, dit maak jou nie gered nie. Baie sal in daardie dag van my sê, Here, het ons in U naam geprofeteer, duiwels uitgedryf, groot dinge gedoen, dat ek vir hulle sê, gaan weg van julle wat die geregtigheid werk, het julle nooit geken nie. Geen prediker kan vir jou die lewe gee nie. Geen kerk kan vir jou die lewe gee nie. Die lewe is alleenlik in Christus. Alleenlik in hom. Wanneer ons God se genade ignoreer,
Wanneer ons eie kop volg, die eie ek, ons eie trots en hoogmoed en arrogansie bo God se wil en woord plaas. Kan ek vir jou sê, ons almal word skuldig aan daai ene, waar ons eie trots en hoogmoed baie male in die wil van God staan. Waar ons die evangelie dalk verwerp. Baie mense vandag verwerp die evangelie. Baie mense vandag wil deur hulle eie geregtigheid gered word. Boetie, ek het my kerk. Ons eie besluitnemings, ons eie lewe. Maar ons eie oortuigings, ons eie oortuigings bo God se wil stel. Dis hoe ons die rots vandag slaan. Want in so 'n mate verwerp ons dan eintlik Christus. En wat gaan die eindeinde daarvan wees? Ons gaan die beloofde land mis. Maar wanneer spreek ons tot die rots? Dis wanneer ons in nederigheid na Jesus toe kan kom. En weet hoe afhanklik ons van sy genade is. Dis wanneer ons sondes teenoor hom kan bely, met hom praat en weet dat hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Dat daar alleenlik net redding en genade by hom is. Wanneer ek en jy hom kan vertrou vir ons lewende water. Dat ons hom kan vertrou dat hy is ons voorsiener. Hy is ons redder. Hy is die rots wat vir ons gebreek was. Wanneer ons in geloof aan hom kan vashou, met hom spreek, in 'n verhouding met hom stap, ons in hom bly, geanker is in hom. Ons fokus en ons vertroue alleenlik hou in sy volbringde werk aan die kruis. En dan in gehoorsaamheid leef aan die lewende water, die Heilige Gees. Oorgegee is aan hom. Ek wil vandag afsluit daar so in Johannes, blaai van my na Johannes 15 toe. En ook in 1 Johannes 5. Gaan 2 gedeeltes lees. Johannes 15 vanaf vers 6, ons gaan lang stukkie so lees tot en met vers 23. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, en as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat my diensknegte nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. En julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat julle Vader ook, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. As die wêreld julle haat, moet julle weet, dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom en met hulle gespreek het, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. So wat sê hy vir ons? Sonder hom is daar geen water nie. Sonder hom is daar geen lewe nie. Sonder hom is daar geen beloofde land nie. 1 Johannes 5 vers 1. Daar sit tot en met vers 13.
Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hierdan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Dis hy wat deur die water en die bloed gekom het. Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed. En die 3 is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis van God is, wat hy aangaan in sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie geglo het nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaan in sy Seun getuig het nie. Stop het daar. Moses het God nie geglo nie. En dis hoekom hy die beloofde land gemis het. Dan gaan hy verder, vers 11. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het, nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. So ek wil vir jou vanmôre sê, as jy die rots slaan, mis jy die lewe. Maar as jy tot die rots spreek, ontvang jy die lewe. Hoor jy mooi wat ek sê? As jy die rots slaan, mis jy die lewe. Maar as jy tot die rots spreek, ontvang jy die lewe. Spreek of slaan jy die rots? Jy sien, hy rots is klaar geslaan vir my en vir jou. Die prys is klaar betaal. Die water het gevloei. En dis die naam van Jesus Christus wat jy nader, wat vir jou sê, kom na my toe, almal wat moeg en belas is. Ek sê jou rus gee. Kom na my toe, almal wat honger en dors na die geregtigheid. Jy kan jou beloofde land in besit neem. Die ewige lewe. Nie deur jou eie geregtigheid nie deur jou eie pogings nie deur Moses nie, maar deur geloof. Ek en jy kan ons sondes bely teenoor hom, en hy is regverdig om ons te vergewe. Ek en jy kan lewe. Ek en jy kan lewende water ontvang, ons voorsiening, alles wat ek en jy in ons lewe nodig het, hy is. Hoor wat ek sê, hy is. Die vraag is dit vandag, slaan jy, of spreek jy tot die rots? Jy moet die keuse maak. Slaan jy die rots, uit jou eie werke uit jouself uit jou eie pogings uit. Volg jy jou eie kop. Leef jy ongehoorsaam aan die woord en aan die leiding van die Heilige Gees. Wandel jy in die werke van die vlees. Dis hoekom hy sê in Galasiërs 5 vers 9 en 10. As jy wandel in die werke van die vlees, hy sê, die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Jy sal nie die beloofde land kry nie. Want jy kan nie lewe kry deur te wandel in die vlees nie. Bedoelende van die werke van die vlees nie. Maar wanneer ek en jy die vrug van die Gees dra, wanneer ek en jy wandel deur die Gees, gelei word deur die Heilige Gees, vashou aan die genade van Jesus Christus, ons geloof geanker hou, vashou in die rots wat vir my en vir jou geslaan is. Dis wanneer strome van lewende water uit ons sal vloei. Dis wanneer ons die beloofde land sal beerwe, deur Jesus Christus, wat ons daardeur sal inlei. Die vraag is net, slaan jy die rots, of praat jy met die rots? Staan jy in verhouding met die Here, of volg jy jou eie kop? En dis die vraag wat ons vanmôre vir ons moet vra. Amen. Kom ons sluit af. Vader, ek wil vanmôre vir u sê baie dankie vir hierdie woord. Here, dat ons ook 'n bietjie introspeksie kan doen.
En ook vir onsself die vraag vra, praat ek werklik met my rots? Of slaan ek hom op maar? Wie volg ek, Here? Here, stap ek 'n pad van geloof saam met U, of volg ek my eie kop? Is ek oorgegee aan U woord en aan U wil, of leef ek net vir myself? Here, vanmôre staan ons by hierdie punt, waar ons 'n keuse sal moet maak, net soos Moses. Slaan ek die rots of spreek ek tot die rots? Here, ek wil bid vanmôre dat ons die regte keuse sal maak. Heilige Gees, dat U ons sal oortuig van die waarheid. Here, dat U ons sal help deur die krag van die Heilige Gees, dat ons ook in verhouding met U kan staan en saam met U wandel. 'n Pad saam met U kan stap. 'n Pad van geloof, 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop. Here, en dat U ons sal dra. Want ons weet, Here, in geloof kan ons weet dat ons die ewige lewe het, Here, en dat U ons vashou, dat U ons nooit sal verlaat nie. Dat ons kan weet, Here, dat ons het iets om aan vas te hou. Daarom wil ek bid, Here, baie male kom ons omstandighede en ons situasies in ons lewe, wat ons in 'n woestyn bring, Here, wat ons dors maak. Here, baie male staan ons met situasies en dinge in ons lewe, Here, waar ons ook maar uit frustrasie uit in ons eie in ongeduld, Here, ons eie kop wil volg. En dan slaan ons daai rots. Maar ek wil bid, Vader, dat ons op 'n punt kan kom waar ons kan leer om U te vertrou. Dat ons kan weet, Here, ons kan U vertrou, want U het dit gedoen. Here, dat ons kan vashou aan U, dat ons kan weet, Here, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. U sal ons deurdra. U sal voorsien. Dankie, Here, dat U daar is, dat U God is. Here, dat U dit vir ons gee uit genade uit, nie uit verdienste uit nie, Here, dat ons verdien dit nie. Maar dat U ons kom ontmoet in ons woestyn en aan ons lewende water skenk. Ek bid vanmôre, Here, dat U hierdie boodskap op ons harte sal seën. Heilige Gees, dat U hierdie boodskap sal seën, sal salf, en dit sal lewend maak in ons harte vanmôre. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.